Wat is die rol van 'n munisipale raadslid? Welkom by die Civics Academy se plaaslike regeringsreeks. Hierdie video's verduidelik hoe plaaslike regering werk, ten einde verantwoordelike burgers te wees en om ons land te help vorm soos ons dit wil hê. Moet ons weet hoe die regering werk en hoe ons daaraan kan deelneem. Hierdie video verduidelik die verskillende tipes en funksies van munisipale raadslede, naamlik wijkraadslede en proporsionele verteenwoordige raadslede. Watter tipe munisipale raadslede is daar? Daar is 3 soort munisipaliteite in Suid-Afrika: metropolitaanse, distriks en plaaslike munisipaliteite. Uitgesonder distriksmunisipaliteite word alle munisipaliteite in wyke verdeel. 'n Wijkraadslid verteenwoordig 'n bepaalde wijk in die munisipale raad. Die wijkraadslid word as die kandidaat met die meeste stemme in daardie wijk tydens die munisipale verkiesing verkies. Hy of sy kan 'n politieke party verteenwoordig, 'n onafhanklike kandidaat wees of 'n plaaslike vereniging soos die belastingbetalersvereniging verteenwoordig. Indien 'n wijkraadslid, om watter rede ook al, sy of haar amp ontruim, word 'n nuwe raadslid in 'n tussenverkiesing verkies. 'n Proporsionele verteenwoordigende raadslid, hierna 'n proporsionele raadslid genoem, verteenwoordig 'n politieke party in die munisipale raad. Hierdie tipe raadslid word deur 'n stelsel van proporsionele verteenwoordiging verkies. In hierdie stelsel nomineer die politieke party in voorkeurorde sy kandidaate op die partylys. Die getal kandidaate wat as verkose verklaar word deur die proporsionele getal stemme wat die party in die verkiesing verwerf het, bepaal. Indien 'n proporsionele raadslid sy amp ontruim, word die persoon bo aan die partylys die nuwe proporsionele raadslid. Wat is die algemene pligte van 'n munisipale raadslid? Munisipale raadslede moet die mense verteenwoordig. Inwoners verkies raadslede tot die munisipale raad om namens hul te regeer. Ongeag die politieke party wat hul verteenwoordig, behoort alle raadslede met mekaar saam te werk in die beste belang van al die inwoners van die munisipaliteit. Raadslede moet die gemeenskap se behoeftes aan die raad oordra. Raadslede moet 'n noue voeling met die gemeenskap bly. Hulle moet die belewennisse en sienswyses van die mense aan die raad oordra. Raadslede moet die munisipale prosesse aan die gemeenskap bekendstel. Munisipale raadslede moet inligtingsveldtogte loods om alle beplannings en beleidsmakende prosesse, programme en projekte van die munisipaliteit bekend te stel. Raadslede moet vir vergaderings voorberei en dit ook bywoon. Ten einde hul pligte te vervul, moet raadslede vir alle vergaderings van die raad en die toepaslike komitees daarvan voorberei en dit ook bywoon, tensy daar spesiale afwesigheidsverlof toegestaan is. Raadslede moniteer die prestasie van die munisipaliteit. Raadslede moet die werk van die amptenare moniteer sodat aanvaarde diensstandaarde gehandhaaf word. Enige probleme moet onder die aandag van die munisipale bestuurder, die burgemeester, die portefeuljekomitee en selfs die volle raad gebring word en ook terugvoer aan die munisipale raad gee oor die prestasie van die munisipaliteit. Raadslede moet die gedragskode uitleef. Die gedragskode vir raadslede in bylaag 7 van die munisipale strukture wet vereis dat raadslede hul pligte in goeie trou en op 'n billike, eerlike en deursigtige wyse en in die beste belang van die gemeenskap verrig. Ingevolge die gedragskode mag raadslede nie belonings, geskenke of gunste ontvang om oor sake op 'n bepaalde wyse te stem nie. Hulle mag ook nie inligting aan mense wat onbillik daaruit bevoordeel kan word, openbaar nie. Wat is wijkraadlede se spesiale rol? Wijkraadlede word direk deur kiesers in 'n wijk verkies, terwyl proporsionele raadslede deur 'n party aangewys word. Die wijkraadslid is voorsitter van die wijkskomitee
wat 'n forum bied waar die mense aan plaaslike regeringssake kan deelneem. Die verantwoordelikhede van wijkskomitees word in die video "Wat is die rol van die wijkskomitee" bespreek. 'n Wijksraadslid moet spesiale aandag aan sy of haar wijk gee en kennis neem van alle sake wat aandag verg, byvoorbeeld slaggate, waterlekke, onwettige kragaansluitings en riooloorlope. Hoe kan ons munisipale raadslede verantwoordbaar hou? Daar is verskeie wyse waarop ons verkose raadslede verantwoordbaar kan hou. Verkiesings. Indien raadslede nie presteer of hul verkiesingsbeloftes nakom nie, moet ons tydens die volgende munisipale verkiesing vir 'n ander persoon of party stem. Partypolitieke vergaderings. Alle proporsionele raadslede en die meeste wijksraadslede behoort aan 'n politieke party. Ons kan dus ons kommer tydens openbare partypolitieke vergaderings uitspreek, of indien ons lid van die betrokke party is, ook tydens 'n aangewese partyvergadering. Deelnemende vergaderings. Ons kan ons bekommernisse en ontevredenheid tydens deelnemende openbare vergaderings lig. Persoonlike kontak. Ons kan persoonlik met die munisipale raadslid kontak maak, byvoorbeeld per SMS, 'n telefoonoproep, 'n e-pos of 'n brief, of selfs deur 'n afspraak te maak om ons besorgdheid oor sake te bespreek. Toepassing van die gedragskode vir raadslede. Die spreker van die munisipale raad is verantwoordelik vir die toepassing van die gedragskode vir raadslede. Indien ons van mening is dat die raadslid nie die gedragskode nakom nie, kan ons die spreker daaroor inlig wat dan die nodige ondersoek kan instel. Indien dit sou blyk dat die gedragskode wel verbreek is, kan die raad die raadslid waarsku, berispe, beboet of selfs die minister van plaaslike regering versoek om die raadslid te skors of te ontsetel. Briewe, petisies, die media. Ons kan die pers oor ons klagtes en ontevredenheid inlig, of ook die sosiale media gebruik om 'n wyeer openbare steun te vind. Petisies kan ook opgestel word. Vreedsame protes. Dit is ons grondwetlike reg om vreedsame protesoptogte te hou. Maar ons mag nooit gewelddadig raak of openbare eiendom vernietig nie. Die openbare beskermer en burgerlike strukture. In gevalle van korrupsie of wanadministrasie kan die openbare beskermer of burgerlike instellings soos Corruption Watch genader word. Opsomming. In hierdie video het ons die verskillende tipes munisipale raadslede, naamlik wijksraadslede en proporsionele raadslede bespreek. Alle raadslede moet al die mense wat hul verkies het, verteenwoordig. Voorts moet wijksraadslede spesiale aandag aan hul wyke gee. As voorsitter van die wijkskomitee moet die wijksraadslid verseker dat daar doeltreffende kommunikasie tussen die munisipale raad en die gemeenskap is. Daar is talle maniere waarop ons munisipale raad en ons raadslede verantwoordbaar kan hou. Ten slotte moet ons, as die inwoners, aan die munisipale besluitingsnemingsprosesse deelneem om goeie regering te verseker.